Right, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons kan weet dat, Here, ons enige iets na U toe kan bring. Heilige Gees, dankie dat U saam met elkeen van ons is vanoggend. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal praat. Dat U vanoggend sal seën. Dat U my lippe sal seën. Ek vra dit en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Was dit nie special nie? Ek dink baie keer laat ons die busyness van die lewe oorneem. En ons kom nie en raak rustig voor God nie. En dan soos wat ons gevra het tydens die praise and worship, dat elkeen van ons harte moet oopmaak. Jy sien, wanneer jy jou oë toemaak en jy fokus op die Here, nothing else matters. En dis nie, jy weet, baie keer kry ons die woord dat, Rikus, dit wat gebeur het vanoggend, this was a Holy Spirit touch of people during the service. Niks anders daar rondom dit nie. Daar's niks van hier rondom dit nie. Jy weet, en baie mense kom en sê, luister die musiek, hoekom doen jy dit so, hoekom doen jy dit so? Wel, dit word so gedoen, presies, sodat jy die Heilige Gees die geleentheid gee, om in jou hart te werk. Want jy sien, baie keer blok ons onsself af. Ons blok onsself af op tye soos hierdie, omdat ons miskien bang is wat gaan gebeur, bang is dat die Here my miskien kan aanraak, of dat ons miskien bang is dat ek moet verander. Jy sien, en dan blok ons dit. Maar ek wil net sê, don't go that route. Moenie bang wees nie. As die Here jou aangeraak het en vir jou gesê het, my Boeta Brett, you need to change your life. I need to change my life. En dis nie, ek wil nou mooi wees, want dit was vir my awesome gewees. Want ek het die tasbaarheid van die Heilige Gees vanoggend gevoel. It's not a jy weet daai moment. En ek sê dit met alle respek. Met alle respek. As elkeen van ons harte kan oopmaak, dat die Heilige Gees ons kan aanraak. Man, awesome. Maar goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. En ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp, net een ding vir nuwe jaar. En ons het die skrifgedeelte gevind in Jesaja 43. En ek het gedeel dat ons in die nuwe jaar is. En dan daarvan ons is wat baie nuwejaarsvoornemens het. En ek het ook gedeel dat baie keer hierdie nuwejaarsvoornemens nooit deurgevoer word nie. Omdat ons partykeer te veel het. Sometimes we have too many. En ek het gedeel dat ons hierdie jaar 'n ander benadering moet neem. En laat ons sal besluit op net een. En ek het ook gedeel dat as ons by die Here moet hoor, wat is daardie een ding wat ons graag wil doen. En ek het gedeel oor koning Salomo. Toe die Here vir hom gesê het, jy kan kies, wat wil jy hê? En Salomo het een keuse gemaak en gesê wysheid. En die Here het 'n klomp ander dinge vir hom gegee. Dit was die eerste punt. Wat se een ding begeer ons van God? En ek het ook op die einde gevra, wat se een ding vra ek en jy vir God? Wat wil ek en jy hê hierdie jaar moet God in ons verander? Ek het ook hier geskryf en ek het dit gesê ook, miskien is daar iemand in ons lewe wat nie 'n pad stap saam met God nie. Laat ons vir daardie persoon moet bid. Jy sien, miskien het iemand iets aan ons gedoen en ons moet daardie persoon vergewe. Een ding.
Die tweede een was gewees, wat se een ding kom ons kort? En hier het ek gevra, wat se een ding kom ons kort in ons verhouding met God? En ek het gedeel oor die gedeelte oor die ryk jong man, wat na die Here toe gekom het, en die Here het hom gesê, jy moet die gebooie nakom, en hy sê, Here, ek het dit gedoen. En op die einde van die dag, toe sê Jesus vir hom, verkoop alles, en vat die geld, en gee dit vir die armes. Die man het omgedraai en weggeloop, omdat hy 'n klomp besittings gehad het. Jy sien, hy het baie besittings gehad, en vir my en jou is daar ook moontlik een ding wat ons nie wil prysgee nie. So, miskien wys die Here vir jou daardie een ding wat jy van ontslae moet raak, soos wat ek gesê het nou toe ons begin het. Dat daar 'n blokkasie by my en jou is tussen my en God, omdat daar 'n blokkasie is vir die een ding wat ek nie wil laat gaan nie. Die derde een, wat se een ding moet ons laat gaan? Wat se een ding moet ek en jy laat gaan? Miskien is dit ons besigheid. Miskien is dit dat ons te besig is om tyd met die Here te spandeer. Die vierde een, wat se een belofte kan ons aan vashou? En hier het ek gedeel dat ons nie moet verlore voel oor 'n belofte wat God aan ons gegee het en dit nog nie gebeur het nie. Want jy sien, baie keer bid ons en die Here sê, ja, ek sal vir jou gee. Maar God se tyd is nie my en jou tyd nie. En ek het hierdie 'n paar keer al gedeel dat op 'n stadium het ek nie 'n motorfiets gehad nie, of daar was fout gewees by die een, en die Here sê vir my, nee, my kinders het gekom en ons het begin bid vir 'n fiets. En ek het in die Bike SA het ek nog die prentjie uitgeknip, 'n blou ZX14, prentjie uitgeknip in my kas gesit, en ek het elke dag daarvoor gebid. En toe ek die BMW wat ek gehad het moes verkoop, kry ek nêrens 'n fiets. En my skoonma sê vir my, maar wat van 'n Kawasaki? Toe sê ek, Kawasaki, okay. Ons het hom uitgeknip, ons het daarvoor gebid. En ek kom by die bike shop aan, en daar is die Kawasaki presies soos wat ek voorgebid het. 2-3 jaar gehad, om opgejazz, want ons het mos 'n klomp bikers hierso vandag ook opgejazz, ons hou mos nie van hoe hy original klink nie. As jy agter hom gestaan het, het hy soos 'n kruiwa gelyk, Dries, jy weet, jy tel hom so op aan hy 2 pype, dan stoot jy hom vorentoe. Ja. Jy weet, en 'n ou change en al die dinge, en tot op 'n dag op 'n breakfast run Clarence toe ons daar stop en afklim, toe sê die Here vir my, as jy nou by die huis kom, dan verkoop jy daai fiets. Sê ek, maar Here, ek het gebid daarvoor, asseblief. Here sê, jy verkoop hom as jy by die huis kom. En ek het hom gaan verkoop. Nou wat nou, Here? Wag, ek sal vir jou gee. 3 maande. Toe kry ek die stofdonkie. 3 maande. Jy sien, ek wou hom gehad het die dag wat ek die 14 verkoop, en die volgende dag wou ek my fiets gehad het, op daai selfde dag. Maar die Here het gesê, no. You wait until I'll give you the right one. En ek het ook gedeel hierso, dat wie sou nou dink dat Jesus in 'n stal gebore sou word? Of dat Sarah op haar ouderdom 'n kind sou kry? Sien, ek en jy moet vashou aan God se belofte en deurdruk. En ek het toe aan 'n paar van julle gevra wat julle nuwejaarsvoornemens is. En elkeen het op die einde van die dag, het elkeen se verskillende nuwejaarsvoornemens het op 1 punt afgekom, om in 'n beter verhouding met die Here te wees hierdie jaar. En wel, vandag se boodskap is getiteld Kweek Intimiteit. En net om so 'n bietjie terugvoer te gee daarso, julle almal weet ek is 'n soutie. En intimiteit is intimacy in Engels. En ek gaan soek toe die Afrikaans van intimiteit. En ek stuur vir Estel die boodskap, dit wat ek gekry het ek eers gaan gulu, en ek wil intimacy, intiemheid. En ek stuur vir Estel die boodskap om die prentjie te maak, kweek intiemheid.
En die stel sê, no, ek weet nie. Ek het nie geweet in Afrikaans is daar 'n verskil tussen intimiteit en intiemheid nie. Maar lyk my daar is. Want die stel sê toe, sy weet nie of ek eintlik intiemheid bedoel het nie. Eintlik was dit, ek sê nee. Sy goele, sy stuur vir my, goele, ek stuur myne vir haar, ek wys, toe besluit ons op intimiteit. Jy sien, en ek wil vandag graag deel oor 'n woord, hoe ek en jy in 'n intieme verhouding met die Here kan kweek. Want ons almal het laasweek gesê wat hier was. Ek wil nader aan God beweeg. Ek wil God se aanraking voel. Maar hoe doen ons dit? En ek wil graag begin met so 3 skrifgedeeltes. En die eerste een, Filippense 3 vers 8 tot 12 in die NLV sê vir ons: ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry, en een met hom kan wees. Ek probeer nie langer my saak met God regstel, deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur in Christus te glo. Deur die geloof stel God ons saak met hom reg. Op hierdie manier kan ek Christus ken en die krag beleef wat hom laat opstaan het. Deur saam met hom te ly, kry ek deel aan sy dood, in die hoop dat ek die opstanding uit die dood kan beleef. Nie dat ek dit alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Die tweede een, Johannes 17 vers 3 en die 53 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. Die derde skrif, 2 Petrus 3 vers 18 in die NLV sê, sorg liewer dat julle steeds groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, vir altyd en altyd. Amen. Julle sien, ons doel in die lewe is dat ek en jy sal groei in die kennis van God. As jy nie God ken nie, hoor mooi, hoor hierdie gedeelte, as jy nie God ken nie, kan jy hom nie aanbid nie. Jy sien, dit is hoekom daar in die Bybelse tyd 'n klomp idols was, en in vandag se tyd ook, waar die mense daardie idol aanbid, 'n stuk hout, of 'n stuk yster, omdat hulle nie dit ken nie. Dis mos 'n aardse ding. Jy sien, baie van ons kan nie die Here aanbid nie, want ons ken nie God nie. Ons kan slegs die Here dien en toegewyd wees aan God, gebaseer op my en jou kennis van God. Jy sien, nou as ek vandag kom en ek vra julle klomp vrae rondom wie God is, gaan elkeen van julle moontlik vir my dieselfde antwoord gee. Maar daar gaan van julle wees wat vir my 'n ander antwoord gaan gee. Want elkeen van ons sien God anders. Party van ons sukkel om in 'n intieme verhouding met die Here te kom, omdat ons regtig nie weet wie God is nie. Ons sukkel om te connect met die Here, omdat ons 'n beperkte begrip het van wie God regtig is. Jy sien, baie keer kom ons en ons God is ons spaarwiel. Ek wil net connect met die Here wanneer dinge sleg gaan. Dan moet die Here my get out of jail free kaart wees. En wanneer dinge goed gaan, dan connect ek nie met die Here nie. Dan staan ek op, ek lees 5 skriffies 'n dag, ek sê, Here, dankie, wees met my, dankie dat U my 'n nuwe dag gegee het, hou U hand van beskerming oor my, amen. Is dit moeilik vanoggend? Praat ek dinge wat bietjie taaf is. Jy sien, baie keer sukkel Christene in hulle gebedslewe omdat hulle nie weet wie hulle gebede hoor nie. Jy sien, dit is maklik om na iemand toe te gaan wat jy ken en te sê, help my.
Is dit nie so in die altaar? Netjie, is mos makliker, want jy ken die persoon staan voor jou. Maar om te bid en te vra, Here help my, is mos moeilik, want jy het nog nooit God gesien nie. Jy sien, ons kom en bid en bedel by die Here as hy nie ons gebede verhoor nie. Maar God kom en hy gee ons al die goeie en perfekte geskenke, omdat hy 'n liefdevolle God is, op sy tyd. Op sy tyd. Ek en jy bid omdat ons 'n intieme verhouding met die Here wil hê. En Jesus se gebed was dan dat sy disippels God moes ken. En ek wil graag 4 vinnige punte aan julle voorhou, hoe om te groei in die kennis van God. En die eerste een is altyd die belangrikste, hierdie is die belangrikste. Die eerste een is die woord van God. En dis die eerste en belangrikste manier om te begin. En as ons gaan kyk na die woord, en ons sien dit as 'n liefdesbrief wat geskryf is deur God aan ons. Dit openbaar die ware natuur van God. Dit is die waarheid. Daar is geen leuns. Geen leuns. No lies are taken up in this book. En hierdie woord sal my en jou vrymaak as ons die Here die geleentheid gee. Hierdie woord openbaar God se karakter, God se intensies en God se hart vir my en jou. Ek het vanoggend 'n gedeelte gelees in die Ou Testament waar koning Dawid se seun Absalom, en dis nie hierso nie, Absalom teen hom gedraai het en hulle is toe oorlog toe en Absalom wou koning Dawid wou hy doodmaak. En Dawid het nie saam gaan beklei nie, want sy soldate het vir hom gesê, nee, u is die koning, u bly hierso. En elke een wat verby gegaan het Dawid vir die mense gesê, asseblief, kyk mooi na my kind, pas my kind op. Absalom, sy kind, wie Dawid wou doodmaak, het Dawid gesê, pas hom op. En na 'n lang storie, toe is die oorlog daar, en Absalom ry op sy donkie tussen 'n tak, en die tak vang hom, en hy hang daarso, en hulle maak hom dood. En die boodskapdraers hardloop na Dawid toe, en sê vir Dawid, sy seun is dood. Wat maak Dawid? Hy gaan treur in sy kamer in sy paleis vir sy seun. Sy seun wie hom wou doodmaak. En ek besef net weer eens, jy weet, koning Dawid sou dit nie gedoen het nie, as hy nie bekend gestaan het as 'n man na God se hart nie. My boetie en my sussie, dis nêrens in hierdie boodskap vanoggend nie. Hoe is my en jou gevoel as iemand my en jou iets aandoen, of iets verkeerd aan my doen, of in hierdie geval wat my wil doodmaak? Gaan ek treur oor daardie persoon? Gaan ek myself in my kamer toesluit en huil? Nee, ek gaan nie, want jy sien ek en jy is nie in dieselfde verhouding as soos Dawid was met die Here nie. En dis wat ek vir elkeen van ons wil hê. Ek en jy moet commit, en weer eens, commitment is 'n groot woord. Ek en jy moet commit om tyd in God se woord te spandeer. Ons moet God se woord lees op 'n daaglikse basis. En hierdie is 'n anderste lees. Dis nie net lees om deur te gaan nie, dis 'n anderste lees. Ons lees dit sodat God deur sy woord met ons kan praat. Laat ons aandag gee daaraan. Jy sien, wanneer ek in God se woord, en dis wat ek bedoel het vanoggend, wanneer ek gelees het van Dawid en Absalom, en Dawid wat gehuil het oor sy seun wie dood is. Hy het nie gedink aan die verkeerde nie, hy het gedink aan sy kind. Jy sien, en God het met my gepraat en gesê, Brett, the people that have done things against you, you can change it. Jy kan hulle vryspreek. Jy kan vir hulle bid. Jy sien, God wil homself aan ons openbaar.
God wil hê dat ek en jy sal sien wie hy is in ons lewens, sodat ek en jy kan verander, en die dinge doen soos wat God wil hê ons moet dit doen, deur soos God te wees, en soos God te praat. Ja, daai een is 'n moeilike een, en ek het die geskryf. Ek wil elkeen vandag challenge, om nie net God se woord te lees nie, maar dat ek en jy sal verander, deur tyd in God se woord te spandeer, en dat ek en jy sal let, op wat ons praat, of wat ons sê. Jy weet, en dat ons nie net die hele tyd negativiteit sal praat nie, maar dat ons sal lewe spreek. Die tweede een, die Heilige Gees openbaar Jesus aan ons. Ons moet 'n verhouding kweek met die Heilige Gees. Jy stel die volgende in Johannes 15 vers 26 en die 53 vertaling sê vir ons die volgende: maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Julle sien, die Heilige Gees kom en neem die skrif en openbaar dit aan ons op 'n nuwe manier. Dis soos vanoggend toe ons geprys en worship het. Wat ek gevra het toe ek gebid het, dat julle die geleentheid sal gee dat die Heilige Gees in julle sal werk. Net so met die skrif. My boetie en my sussie, laat voordat jy die skrif lees, dat jy sal bid en sê, Heilige Gees, openbaar asseblief, help my om te verstaan. Jy sien, hy sal aan ons wys dat Jesus die waarheid is, dat Jesus onpartydig is, en dat die Heilige Gees openbaar Jesus aan ons in hierdie manier, sodat ek en jy net soos Jesus kan wees, of probeer wees. Die derde een, ons ken God deur die natuur. Psalm 19 vers 2 in die Boodskap Bybel sê vir ons: die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die natuur openbaar aan ons wie God is. Ek en jy moet bietjie wanneer dinge taaf raak. Ek weet ek het dit altyd gesê. When the going gets tough, the tough get going. Dis mos daardie, maar wanneer dinge taaf raak, wat maak jy? Ek het altyd gesê, en dis hoekom ek weet die Here vir my gesê het, jy sal die 14 verkoop en jy sal 'n stofdonkie kry, want spoed was die ding gewees. En dan maak my kop oop en sê daai. Maar ek het 'n nuwe ding ontdek. Die natuur openbaar aan ons wie God is. Ek en jy moet wanneer dit bietjie begin taaf raak, net so draai, hoor mooi, net so draai in God se natuur stap. Jy weet die bekendes, die slim mense het gesê dat 20 minute op 'n dag, as jy deur die Here se natuur stap, as jy in die natuur beweeg, 20 minute per dag, dat ons gesondheid kan help, en die kanse van depressie verminder. 20 minutes. Dan gaan baie van julle vir my sê, Brett, ek het nie 20 minute nie. Ek het nie 'n plaas waar ek kan gaan stap nie. Kan ek vra, is daar mense wat hierso sit, wat almal 'n tuin het? Almal 'n tuin. Mense wat in 'n woonstel bly, daar seker 'n tuin waar jy ook al uitgaan. As jy jou venster oopmaak, dan kan jy die tuin sien. As jy hier by die kerk uitstap en jy kyk in die hemel, jy kyk in die lig, dan sien jy hoe God presies skilder. As jy uitstap en jy sien daardie blommetjie, wat in die kwaaiste hitte, waar daai blommetjie daar is. My boetie en my susse, wat kan God vir my en jou doen? Ons is meer werd as daardie blommetjie. Jy sien, en dan stap ek uit, en as dit moeilik raak daar by die kantoor, dan stap ek uit, en dan kyk ek daar in die lug, en ek kyk rond, en ek kyk die bome, en ek hoor die voeltjies fluit. Dan sê God, I know you are in control.
you can change the situations. Jy sien hierdie is 'n bewys aan my en jou hoe klein ons probleme eintlik is en hoe groot God is. Die vierde een, ons ken God deur ons eie ervarings. Josua 4 vers 6 tot 7 en 53 sê vir ons, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel, vir altyd. Daar is sekere dinge wat God ons gaan deurneem. En sonder om deur hierdie dinge te gaan ons nie God se karakter leer ken nie. Ons kan van hierdie dinge hoor. Ons kan lees daaroor. En ek weet baie van julle het dit gesien op TV, al daai dinge. Ons het ook getuienisse gehoor daarvan. Maar as ons dit nie face nie, sal ons nie sien hoe God ingetree het vir ons nie. En ek kan 'n klomp voorbeelde neem. Hier's 'n klomp getuienisse wat gelewer is. Soos wat ek sit, Stuart, met julle ongeluk. Julle is deur dit, God het julle daardeur gedra. Ansie, jy het nog nie hier voor gestaan nie, maar ons almal weet, ek wag vir daardie dag. Jou ongeluk, jy's daardeur. God het jou daardeur gedra. Henny, jy het getuig. Jy is in 'n ongeluk betrokke gewees. God het jou daardeur gedra. Jy sien dis anderste. Kom ek vra julle, ek gaan op julle 3 piek. Stuart, Christine, Ansie, Henny, Jolanda. Dis anderste om daardeur te gaan as wat julle dit sien en hoor daarvan. Praat ek die waarheid? Jy sien, want om te hoor daarvan, dan sê ons, ja, God is alive. Amen. En in elkeen van ons lewens, as ek elkeen van julle vra, het God iets gedoen? Maar jy moes deur dit gegaan het. Mag miskien 'n business deal gewees het wat verkeerd is. Ek het nou net 3 ongelukke gebruik want daar's getuienis gegee daaroor. Maar jy voel God se teenwoordigheid as jy daardeur is, dan besef jy, man, Stuur soos wat jy gesê het, die aand toe jy in die bad lê, wat het met die lorry gebeur? You understand? Ansie, daar is iets by, daar gaan iets, ek weet jy gaan. Henny, jy weet presies, hoekom moes ek teruggedraai het? Dis anderste as wat ons dit hoor. Ek het hier geskryf, ons mag miskien deur 'n ernstige siekte geraak geword het. Of ons mag moontlik in 'n ernstige voertuigongeluk gewees het. En ons weet dat dit slegs God was, wat sy hand van beskerming oor ons gehou het. En hierdie is 'n totale ander ervaring, as ons net weet daarvan. Ek sien en baie keer sien ons hierdie groot dinge, but we miss the small things. As ek julle vra vanoggend, het God julle al deur iets gedra? Each and every one of us. Jy sien, ek wil net weer terugbring, because sometimes we forget about it. We forget about it. Ek wil graag begin afsluit met die volgende. En hierdie gedeelte het ek gehighlight hier by ons, en as dit alles wat jy vandag saamvat, wil ek hê jy moet mooi hoor. Ons kan nie intimiteit met God hê, as ons nie weet hoe om God te please nie. Ek weet nie wat is 'n betere Afrikaanse woord nie. Hoor mooi, ons kan nie intimiteit met God hê, as ons nie weet hoe om God te please nie. En ons kan nie God please, as ons hom nie ken nie. Jy sien, ek het 'n klomp verjaarsdae afgelees vanoggend, 'n klomp. En ek gaan nou nie personal wees en sê, Jolanda, wat soek jy graag vir jou birthday nie? Jy sien,
En as julle vir my vra, Brett, wat soek jy vir jou birthday, dan sal ek vir julle ook 'n lysie gee, maar kom ons hou daarby. Hoor mooi die voorbeeld wat ek gebruik. Ons wil almal 'n geskenk gee aan 'n persoon. Ons wil almal surprise met die geskenk, is ek reg? Maar kan ek sê dat partykeer kry ons 'n geskenk wat ons nie wou gehad het nie. Is dit true, Barry? Weet ek het vir my familie gesê, hulle weet presies wat ek wil hê, lank voor die tyd. So hulle kan kies wat hulle wil koop. Want is eintlik lekkerder om te kry wat jy wil hê, as wat jy iets kry wat jy nie wil hê nie. Jy sê, en hoe weet jy dit? Omdat jy 'n intieme verhouding met daardie persoon is. Hoe om God te please? Ons kan nie God please as ons hom nie ken nie. En baie keer kom ons na die Here toe en gee hom ons beste. Hoor mooi, hoor hierheen. Baie keer kom ons na God toe en ons gee God ons beste. Maar ek en jy gee nie God wat God graag wil hê nie. Dis 'n heavy een daai. Jy sien, baie keer kom ons na God toe en ons gee God ons beste, maar ons gee nie God wat God wil hê nie. Efesiërs 5 vers 10 in die NLV sê vir ons, vind uit watter dinge die Here tevrede stel. Kyk na daardie skrif. Vind uit watter dinge die Here tevrede stel. En so laaste punt het ek 'n paar dingetjies bymekaar gesit wat die Here tevrede stel. Die eerste een, genade, liefde en geregtigheid. God sê vir my en jou in sy woord wat hy wil hê. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Jy sien, as ek en jy tyd in God se woord spandeer, sal ek weet wat God wil hê. Die tweede een, God hou van geloof en ware vertroue in hom. Die derde een, God hou daarvan as ons geloof deel met ander. Jy sien, en sometimes raak hier 'n probleem. Want ek wil nie hê die mense moet weet ek dien die Here nie. Ek is baie keer skaam vir my geloof. Nee, kom. Ek sien 'n paar skud hulle koppe so. Daar waar ons sit en die mense knoop en hulle gaan te kere, draai ek om en loop ek weg of bly ek maar net so stil. As ek wegloop en wegdraai, is die mense die Here se naam uitelik gebruik en ek draai weg en ek loop weg, wat gaan hulle van my sê? Sal die Here se naam uitelik gebruik vir my en ek sê, wow, my boetie, my sussie, that's not the right thing to do. Maar ek wil dit nie doen nie, want wat gaan hulle van my dink? Dit behaag God as kinders hulle ouers gehoorsaam. En dan die laaste een, vrygewigheid behaag God. Ek en jy moet 'n intimiteit met God kweek, sodat die Here enige tyd met ons kan praat, oor enige ding of enige persoon. Jy sien vanoggend waar ek gegaan het, ja, die mense het gepraat en ek het geluister, maar God het 'n boodskap op my hart gesit, sodat ek spesifiek met daardie persone kon gaan praat het. Spesifiek. En daar was meer wat die Here op my hart gelê het om meer te gaan praat. Jy sien, as ek en jy in 'n intieme verhouding met die Here is, gaan God vir jou sê, en jy gaan na my toe kom, en vir my sê, Brett, die Here sê, not that way or not that way. Jy sien, Henog het baie naby aan God gelewe. Toe het hy verdwyn, want God het hom weggeneem. En my laaste sin aan julle vanoggend is, mag my en jou intimiteit so groei met die Here, sodat daar ook gesê kan word van ons, dat ons ook naby gelewe het aan God, soos Henog. Pas dit wat die Heilige Gees vandag met julle gepraat het. Pas dit toe in julle lewens.
En dan sal ek en jy in 'n meer intieme verhouding met God begin leef. Is dit challenging? Dit gaan challenging wees. Dit gaan challenging wees. Maar weet dat God daar is saam met jou om dit te verander. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Heilige Gees, my gebed is dat u die naprediker sal wees van die woord. Here, dat elke een van ons sal besef, Lord, that we need to start. Ons kan nie net dinge hoor en niks doen daaromtrent nie. Here, dat ons sal begin. Dat ons sal begin u woord te lees en dat u Heilige Gees met elkeen van ons sal praat terwyl ons u woord luister. Here, when it going gets tough, dat ons sal besef dat u groter is as daardie toughness. Laat ons net om ons sal kyk en sien hoe groot u regtig is. Here, laat ons ook sal kom en besef wat u van elkeen van ons wil hê. Here, laat ons nie net dinge sal doen om dinge te doen nie. Maar Here, laat ons dit uit liefde sal doen, sodat ons 'n meer intieme verhouding met u kan hê. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem asseblief.